Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, the name of God's Goeiedag allemaal, ek is so bly om weer by julle te sien. Vandag is dag 6 en die tema is kies om 'n Gritte te volle en hakie met jou hele hart te dien. En 'n klaskamer het die onderwyser die studente gevra om stil aan te gaan en aan die opdragte werk. Maar die groep agter het ander studente begin ter, breed grappies en gefluister en hard gelag. Die meeste van die klas het dit opgemerk, maar niemand het gepraat nie. Almal het gedink, as ek iets sê, sal hulle ook teen my draai. Een student, Anna, het gevoel hoe haar hart klop. Sy het geweet dit was nie reg nie. Sy het na die onderwyser gekyk, wat dit nog nie opgemerk het nie. Toe na die seun wat gespot is, wat so met sy kop onder gesak en daar bly sit. Anna het opgestaan en duidelik met armte gesê, stop, dit nie oukei nie, ons is hier om te leer, nie om mekaar seer te maak nie. Die vertrek het stil geword, die groep agter het gemompel, maar hulle het gestop. Die onderwyser het omgedraai en gesien wat gebeur het. Sy het vir Anna bedank dat sy gepraat het. En die seun wat gespot is, het haar 'n klein dankbare glimlag gegee. Die onderwyseres het toe 'n kaart uitgehaal en dit aangesteek. Sy het gesê, Anna was soos hierdie kaart. In 'n donker kamer kan een klein vlammetjie die donkerste verdryf. Om nie bang te wees, werk op dieselfde manier. Self een persoon se manier hoe hy of sy optree vir wat reg is, kan die atmosfeer vir almal verander. Die les vandag, die klaskamer verteenwoordig die wêreld rondom ons, waar verkeerd dikwels opgemerk bly. Die spottende groep verteenwoordig 'n druk om stil te bly of saam met die skare te gaan. Anders gemoed by dat dit nie maklik is om dapper vir dit wat reg is te staan nie, maar dat sulke dapperheid 'n lig en hoop bring. Die kar is die simbool. Een vlam 'n verskil kan maak. Net so moed van een persoon 'n lig en hoop
aan ander. Dapperheid is nie om sonder vrede te wees nie. Dit is 'n keuse om tog op te tree, al is jy bang, soos Anna se kerk. Kan jy standpunt vir wat reg is te veg vir die ander verlig? Kan jy staan bly wat dit reg is, die weg vir die ander verlig? Kom ons bid saam. Ons debat in ons Vader, ons sê Baba, dankie waar ons nou geleentheid het om na u woord te luister. Hoe ons moet kan optree. En ons vra dat u saam met ons sal weet met hierdie boodskap. Dit is my gebed in Jesus naam, Amen. Amen. Ons fokus teksvers kom vandag uit Handeling 1 vers 13. En dit sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoonte was om te verstoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Nou in Handeling 2 vers 1 tot 5 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal een gedagte by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige wind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elke een van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin preek in ander tale, so die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem 'n Jode gewoon en godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Nou kyk, Handeling 2 vers 9 tot 11 sê, Parther en Medes en Elamite en die inwoning van Mesopotamië en Judea en Cappadocia, Pontus en Asie, Phrygie en Pamphylia, Egipte en die streke van Libië, by Cyrene en Romeine, wat hier verstoef, die Jode en die woordgenote, Kyrenese en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God preek. Al die name het die 12 disippels gepraat in verskillende tale, en al die name het hulle eie taal hoor. Wow. Nou, as Jesus in die boot betrek,
verseker dat Petrus ook saam met die ander disipels in die boot vertrek. Wat het die Heilige Gees deur Petrus en die ander op 'n punt gedoen? Die Heilige Gees het die disipels ingevul en hulle bemagtig en kragtig om oor Jesus te getuie in ander tale, in ander nasies se moedertale. Hulle het met krag getuig van Jesus, die evangelie verkondig en met duidelike waarheid gespreek. Almal luister met 'n groot belangstelling na die gebeure terwyl Jesus die disipels gepreek en getuig. Kyk hoe kom die mense uit alle rigtings om te luister. Hoe die disipels van die waarheid getuig, so dit in Jesus is. Hulle kom tot binne die tempel en die tempel is oorvol. Priester en die owerste is daar met 'n donker kroon wat 'n boosgeaardheid nog op hulle gesigte. Hulle harte is steeds gevul met blywende haat teenoor Christus. Hulle hande onrein met die bloed wat gestort is toe hulle die verlosser van die wêreld gekruisig het. Hulle het gedink die apostels sou bang wees en stil bly omdat hulle bang was vir die gevaar en die dreigement, maar in plaas daarvan wat hulle volmoed en gees en het hulle die godheid van Jesus van Nasaret met krag en oortuiging verkondig. Hulle hoor hulle met vrymoedigheid verklaar dat die een wat so kort gelede verneder, bespot, met 'n brede hand geslaan en gekruisig het, en die een wat lewe gegee is en nou aan die regterhand van God verhoog is. Die Handeling van Apostels, bladsy 42. Die uitstorting van die Heilige Gees het die disipels die moed gegee, self in midde van gevaar, om die waarheid oor Jesus dapper te verkondig. En ons is soms bang om van ongeloof te getuig, self in tye van vrede, al is daar vrede, maar nog teëstand. Ons vrees bewerking, bang om vriende en familie te verloor. Hoe dringend is ons vandag nie die vervulling van die Heilige Gees nodig nie. So, kan ons met drif en daad die evangelie vrymoedige verkondig aan ons familie, ons vriende en ons hele dorp. Handeling 2 vers 13 tot 14 sê, maar hulle het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, hoogste manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Petrus, die een wat omtrent 7 weke voor Pinkster in 'n openbare verklaar het, dat hy Jesus nie ken nie en hom verloon het.
verloon het. Wat 'n verrassing stappe neem Petrus hiertoe hy met die Heilige Gees gevul is. Hy is transformeer vanaf die verloenaar na 'n sterk getuienis van Jesus. Nou is hy nie meer onseker of in ongeloof oor sy Here nie, maar getuig met krag wat die Here hulle beloof het. Voor 'n paar mense het Petrus sy Here verloon. Maar nou met die Heilige Gees staan hy voor die groot menigte getuig en spreek van die Here en die belofte wat nou vervul is. Hulle kon die naam van Jesus met oortuiging en hakkie in volle waarheid noem. Was hy dan nie hulle vriend en ouwe broer nie? Was dit nie hulle vriend en broers nie? Hulle wat in sulke noue gemeenskap met Christus, dat hulle met hom hemel op aarde geniet het. Met watter duidelike woorde het hulle van Jesus getuig. Hulle harte het oorgeloop van liefde vir almal wat Jesus wou ken. Die liefde vir Jesus in hierdie harte was so vol, so diep, so bereid om almal te bereik, dat hulle aangepoor het om na die uiteinde van die aarde te gaan en van die krag van Christus te getuig. Hulle wat gevul met die diepte verlange om die werk wat hy begin het, nou Jesus wat begin het, voor te sit. Hulle wat bewus van hulle groot skuld teenoor die hemel en die verantwoordelikheid van hulle werk. Deur die gawe van die Heilige Gees gesterk, het hulle vol ywer uitgegaan om die beteken van die kruis te verkondig. Die Gees het die hoop en die krag gegee en deur hulle gespreek. Die vrede van Christus het van hulle gesigte gestraal. Hulle het hulle lewe vir 'n dien aan hom gewy en hulle het die hele wese het getuig van hulle oorgawe. Die Handeling van Apostel, bladsy 46. Hoe vol is jou hart met dit wat Christus vir jou gedoen het in jou lewe? Loop jou hart ook oor dat jy nie ander kan as om te gaan getuig van Jesus se goedheid en gun en liefde nie. As ons werklik Jesus lief het en hy alles in ons lewe beteken, sal ons ook die diepte verlange hê om die werk wat Jesus aan ons toe vertrou het, klaar te maak. Ons moet ook bewus wees van ons groot skuld teenoor die hemel en die verantwoordelikheid van ons werk hier op aarde. Ons moet ook opreg bid dat die gawe van die Heilige Gees ons sal trek om vol ywer uit te gaan om die oorwinning van die kruis te verkondig in ons dorp waar jy bly.
en dat die Heilige Gees deur ons kan spreek. Is jou lewe te volle toegewy aan Christus se diens? Handeling 4 vers 1 tot 13. Ja, 1 tot 13. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priester en die hoofman van die tempel en Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangene gesit tot die volgende môre toe. Want dit was al aan en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerste en die ouderling van en die geskrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Ook Annas, die hoofpriester en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat aan die hoofpriesterlike familie was. En toe hulle die voorgebring het, na hulle, die watte mag en die watte naam het julle dit gedoen, waarop sê Petrus, geval met die Heilige Gees aan hulle. Owerste van die volk en die ouderling van Israel, as ons vandag ondervra word oor die weldadig aan die siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nazareën, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond word, gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouer verag is. Wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonder en hulle het met gesalle van Jesus erken, met gesalle. Wat die twee redes waarom Petrus so vreesloos was om aan Christus te getuig. Die eerste rede is dat Petrus vervul was met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het om krag gegee en dapperheid verskaf in die tyd wat hy dit nodig te gehad het. Dit gee ons hoop in ons taak om die ewige evangelie te verkondig, dat die Heilige Gees ons nie aan onsself oorlaat nie, maar met ons sal wees
as ons van Jesus getuig. Tweede rede is dat die Heilige Gees aan Petrus vrymoedigheid geskenk het, hom die Geesgawe gegee het om te praat oor die verlossing wat deur Jesus, is jammer, verlossing wat daar in Jesus is. Dit het die kerkleier en die owerhede verbaas laat staan dan dat manne, gewone vissermanne, so met vrymoedigheid kan praat oor dit wat belangrikste in die lewe was, hulle redde in Jesus Christus. Handeling 4 vers 21 tot 31 sê, en nadat hulle nog dreigement bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God beheerlik oor wat gebeur het, want die man aan wie hierdie teken van die geneesing plaasgevind het, gebeur het, wat meer as 40 jaar oud, en nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel, wat die owerpriester en die ouderling aan hulle gesê het, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het, wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het, waarom het die nasie gewoed en die volk nietige dinge bedink? Die koning van die aarde het saamgestaan en die owerste het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, die Herodes en Petrus Belaste het saam met die heidene die volk van Israel vergader teen U heilige kind Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigement en gee aan U die dienknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek, deurdat U hand uitgetrek tot genesing en 'n teken en 'n wonder deur die naam van U heilige kind Jesus in plaasgevind het gebeur. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gepreek. Waarom het die gelowiges gebid? Na hulle dreigement het die disippels meer ernstig gebid, dat hulle self, wanneer hulle vervolg
sou word, die woord met 'n vrymoedigheid sou spreek. As ons aangeval ervaar vanaf ons familie of vriende of self 'n vreemdeling, moet ons nie verloor nie, maar moet ons ook eerder nog ernstig ben dat die Heilige Gees deur ons sal spreek en ons ook meer vrymoedigheid sal skenk om die woord van die waarheid te verkondig. Die mense wat Petrus se aandeel in die verhoor van sy meester onthou het hulle geruggestel dat hy nou deur die dreigement, straf van die gevangenskap en die dood afgeskrik kon word. Maar die Petrus wat vir Christus in die uur van sy grootste nood verloon het gepraat voor hy gedink het en hy was vol van homself. Hy wat baie ander as die Petrus wat nou voor die hoogste wetgewende vergadering gebring is om verhoor te word. Van daardie tyd toe hy Jesus verraai het hy hom bekeer. Hy was nie meer strong en groot praten, maar nederig en sonder selfvertroue. Hy was vol van Heilige Gees en hy was vasberade om met behulp van die krag van Jesus te getuie deur die naam wat hy voorheen verloon het te eer. Die Handelinge van Apostel, bladsy 62 en 63. Ons kan verstaan vir Christus en hom te volle volg. Net so die Heilige Gees vir Petrus se hart verander het, kan hy jou hart ook verander om met die daad en die moed die evangelie te verkondig met alle vrymoedigheid. Hy kan jou vreesde vir verwerping, vir aankla verwyder en jou ook krag en wysheid gee om die volwaardige disipel vir Jesus te wees. Waarom wag jy? Vra vir God vir die Heilige Gees. Vra vir God vir die vrymoedigheid wat hy vir Petrus gegee het om dit vir jou ook te gee, sodat jy ook kan getuig van jou verlossing. Kom ons besaam. Ons bid vir vrymoedigheid om te wees wie die Heilige Gees jou geroep het om te wees. Ons bid dat die Heilige Gees elke persoon in ons familie, ons vriendekring en ons kerkfamilie sal bevry van alle vrees. Hulle eie planne en opsie, sodat hulle die goeie nuus van Jesus met enige iemand sal kan deel. En ons bid
dat die Heilige Gees elke persoon in ons kerk te help om die woord van God met daad en moed en die groot liefde van God te bring. En ons het u hulp door nodig. Kom ek bes saam. Ons debat Hemelse Vader, baie dankie vir u wonderlike liefde. Here, hier staan ek en ek vra dat u asseblief my kan gebruik met my sonde lewe, wat ek gedoen het soos Petrus vir u verloon het. En ek vra dat u asseblief met my en die mense wat na die YouTube kyk, na die boodskap luister, mag hulle ook hulle lewe vir u sal gee en nie bang wees vir u boodskap nie. Mag ons die woord van God kan verkondig. Mag ons hulle die waarheid vertel wat die Bybel sê. Dat het ongebed met Jesus naam aanneem. Amen. As jy net dag verder. Bye-bye. Love, hitherto thy